As ek vanoggend vir jou moet vra, waar kom jy vandaan? Waar kom jy vandaan? Gaan die meeste seker sê, uit 'n stamboom, die rose, die Fouries, die McBrides, die De Kokers, die Spiese. Baie gaan sê, uit my ouers, die wil van 'n man, of vlees en bloed. Die Bybel praat van eerste beginsels. Daar is die wet, daar is die psalms, daar is die profete. Dit alles is net 'n skaduwee van die toekomstige. Eerste beginsels. Dit alles het net getuig van die waarheid. En vandag wil ons uitvind, maar wat is die waarheid? En dan gaan die bo skryf, die waarheid is 'n persoon. In Johannes 14 vers 6 sê Jesus, hy is die weg. Hy is die waarheid. Die waarheid is nie 'n gebeurtenis nie. Die waarheid is nie 'n gebeurtenis nie. Gebeurtenisse is die gevolge van 'n waarheid of van 'n illusie. Gebeurtenisse is die gevolg van, maar waarheid vir God is 'n persoon. Daarom was jy alreeds voor die grondlegging van die wêreld as ewigheid in hom uitverkies as waarheid, verordineer, voor die tyd reeds besluit, voorbeskik, God se wil. En God is gees, toe gebruik God net jou ouers om jou hier te kry. So as ek vir jou moet vra, waarvan af is jy as waarheid, dan moet ek en jy sê, uit God gebore. Ons is eintlik uit hom. Aanhalingstekens die woord wat vlees geword het. Die Bybel praat van wedergeboorte, jou ware oorsprong of regenerasie. Hierdie persoon is 'n nuwe mens, sê die Bybel. Op 'n nuwe weg as die ware. En nou baie belangrik, as ek en jy gebore is uit God, is ons nie net gebore uit God nie. Kolossense 1 vers 18 sê, hy is die hoof, ons die liggaam, luister mooi, as die eersgeborene uit die dood. So ons is nie net gebore uit hom nie, wedergeboorte beteken jy is gebore as eerste ook uit die dood, as die opstanding, as dit is volbring. Daarom sê Romeine 6:13, as mense wat lewend gemaak is uit die dood. Hoekom so? Want as jy uit hom gebore is en hy is net lig en hy is net lewe en in hom is geen duisternis nie, kan jy nie as wedergebore uit God doodgaan nie.
as ons nog doodgaan, het ons nog nie die realiteit ontdek as die ware, wie ons is, as waarheid, 'n persoon nie. Daarom as jy hierdie woord wat vlees geword het bewaar, in herinnering hou, sal jy die dood in der ewigheid nie kan sien nie. Dis groot. Dis groot. Met ander woorde, as ek en jy sê ons moet doodgaan, verklaar ons eintlik, ons is nie geregenereer, wedergebore as die ware uit God nie. Want dit wat uit God is, kan nie doodgaan nie. Dis hoekom hierdie persoon het vir ons kom lewe bring en lewe in oorvloed. Hoor julle? Met ander woorde, wedergeboorte beteken, ons is die eerste as geborene, nie net uit God nie, maar ook uit die dood. Kolossense 1 vers 18, Romeine 6 vers 13. En nou is die vraag, waarheen is jou pad? As dit waar is, waarheen is jy nou op pad? As nuwe mens, as 'n nuwe weg. God woon nie meer in 'n huis met hande gemaak nie. So waarheen is ek en jy op pad? Ons op pad is, ons is die openbaar maak as die sigbaar word. God se begeerte. God het van ewigheid af begeer 'n rusplek, 'n woonplek, 'n huis, 'n tempel, 'n nuwe mens, 'n nuwe weg, 'n liggaam. En wie is dit als? Nou wie word die verwys as dit als? So wat is dan waarheid? Jy wat vanoggend hier sit, is veronderstel om die openbaarmaking te wees as die maar die probleem is, ons sit met 'n verwronge identiteit, bewustheid, ons weet nie wie ons is nie. Dis hoekom hy alles kom volbring het. Wat is volbring? Volbring beteken om hierdie proses, om op die laaste optrede as 'n proses om te openbaar, in vervulling te bring, dit is volkome. Dit is volmaak. Met ander woorde, hierdie proses van geskape dinge moes hy een of ander tyd volbring, selfs die dood, want van die begin af het God nie in gedagte gehad hemel aarde nie. Van die begin af het God in gedagte gehad die mens moet vrugbaar wees, vermeerder en heers op die aarde as die ware. En sy waarskuwing van die begin af was, moet net nie doodgaan nie. Want as jy doodgaan, verloor God sy belangrikste, waardevolste tempel, woning, rusplek, begeerte, 'n liggaam, en die liggaam wat vanoggend hier sit, is jy. Mense, dis fantasties. Kyk gou wat sê Romeine 6. Romeine 6 vers 4. Jy kan opsit, Richard, jy kan opsit. Kyk wat sê Romeine 6 vers 4. So met ander woorde, God moes as geskape dinge, moes God die proses begin om dit te volbring, sodat ons kan uitkom by waarheid as uit hom gebore, die openbaarmaking as hy, as die ware. Met ander woorde, die geskape dinge was 'n proses, en die geskape dinge het getuig van die waarheid. Die waarheid as uit hom is nie geskape nie, die waarheid as uit hom is gebore. Daarom is ek en jy alreeds, hy as die hoof, ons as die liggaam, as eersgeborene, nie net uit hom nie, uit die dood ook. Kom dink 'n bietjie daaraan.
Hoekom hy die hoof, ons die liggaam as eerste? Want toe die hoof, die kop gebore word, toe is die liggaam ook daar. So ek gaan dit weer herhaal. As jy vir my sê, jy moet doodgaan, dan verklaar jy is nie weergebore, geregenereer, gebore vanuit die ware nie. Jy leef nog steeds 'n illusie. Al hierdie gebeurtenisse nou op hierdie aarde, die Midde-Ooste, die oorloë, is nie eindtyd profeseë nie. Dis alles volbring. Alles wat op hierdie aarde gebeur is nog steeds 'n illusie wat die mens leef en nou gebruik die mens gebeurtenisse om die waarheid te bepaal, maar 'n gebeurtenis is nie die waarheid nie, 'n persoon is die waarheid. Daarom het hy gekom om alles te kom herstel. My vriend en my vriendin, as hier nog chaos is, is die chaos nie omdat dit 'n einde is nie. Dis chaos omdat die mens 'n illusie leef. As ons uitgekom het by waarheid, sal ons alles wil herstel. 'n vrede sonder einde. En alles wag vir my en vir jou. As die waarheid. Kyk wat sê Romeine 6 vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons so nou in 'n nuwe lewe kan wandel. Met ander woorde, sê vir my, toe Christus opgewek word uit die dode, en hy is verheerlik, en ons gaan by dit uitkom, kan hy doodgaan? Kan hy siek word? Nou as ek en jy saam met hom, net soos hy, deur dieselfde heerlikheid, as die eerste uit die dood opgewek is, as die sigbaar word van die ware, is ek en jy veronderstel om dan dood te gaan, as hy die hoof is en ek en jy is die liggaam. Hoekom gaan ons dan nog dood? Want ons het nog nie uitgekom by wat is waarheid nie, ons leef nog 'n illusie. Gebeurtenisse definieer ons en nie die woord, die ware, die identiteit wie ons is as uit God nie. Dis eintlik vir hierdie bediening so logika, so logika. Kyk wat sê Johannes 17:17. Kyk wat sê Johannes 17:17. Johannes 17:17. Jesus se gebed vir sy disippels en Jesus se gebed vir almal wat glo. Hy sê in Johannes 17:17 sê hy, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. En as die woord die waarheid is, en jy hou hierdie woord in bewaring, jy hou hierdie woord in herinnering, as hierdie woord het vlees geword, sê Jesus in Johannes 8:51, jy sal die dood in der ewigheid nie kan sien nie. En die woord waarin ons moet geheilig word, daai woord het vlees geword, my vriend. Het vlees geword. Wie se vlees? As hy die hoof is en ons die liggaam. Hier sit die woord vlees. Die waarheid, wat nou geopenbaar moet word as 'n vrug, verheerlik. Hier sit hy. Kom. Nie 'n oorlog in die Midde-Ooste nie, my vriend. 'n oorlog in die Midde-Ooste as 'n gebeurtenis is as gevolg van 'n illusie, is die resultaat chaos. As ons besig was met waarheid, sou ons as die openbaarmaking as waarheid dan net vrede gewees het. 'n vrede sonder einde. Nou sê Johannes 17 vers 17, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Met ander woorde, as die woord die waarheid is, en die woord het vlees geword, dan moet waarheid vlees word. Moet ek dit herhaal? As die woord vlees word, en die woord is die waarheid, dan moet waarheid vlees word. As hier siekte is, as hier 'n virus is,
as hier oorlog is, as hier nie brandstof is nie, wat ook al as gevolg van die illusie wat die kerk aanspreek as chaos, as 'n sogenaamde eindtyd, dan moet die waarheid kom vlees word en openbaar vrede. Dit is interessant hier. Deur sy volbring, as die laaste optrede as 'n proses, het hy 'n einde gebring aan die eerste beginsels, hy het 'n einde gebring aan alles wat 'n skaduwee is, en toe ons saam met hom verheerlik opgewek word, is ons die begin, as die ware, as herstel. Nou hoor ek almal sê ons is in die einde. As jy sê jy's in die einde, ons is aan die einde, ons verwag 'n einde, is dit 'n illusie. Want jy meet dit aan 'n gebeurtenis, terwyl die waarheid kom vlees word as 'n persoon, as die begin van die herstel, die wederoprigting van alle dinge. Wys jy hoe ver is ons agter? Wys vir jou hoe siek het die mens geword. Daarom kyk wat sê Johannes 1. Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword. En het onder ons gewoon. Ek wonder hoekom het hy onder ons kom woon. Want ons is die tempel, ons is die woning, ons is die huis, ons is die tempel. Ons is sy dwelling place. Die tabernakel van God is nou by die mens. Hy sal by die mens woon. Hy sal geopenbaar word as waarheid in 'n mens vlees liggaam, die tempel, die huis, vir ewig en vir altyd. Want hy woon nie meer in 'n huis met hande gemaak nie. So met ander woorde, elke mens op die aarde wat doodgaan, elke tempel, elke huis, elke woning wat terugkeer na stof, is 'n tempel, is 'n huis minder om God te openbaar as die ware. En die woord het vlees geword, het onder ons gewoon. Ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van 'n eniggeborene, wat van die Vader kom, sê van die Vader. Maar dis nie net hy nie, jy's ook van die Vader, jy's ook uit God gebore. As die eniggeborene, wat beteken eniggeborene? Daar's net een. Hy is die hoof, ek is die liggaam. Ons is ledemate van dieselfde liggaam, hier sit hy. Vol van genade en vol van waarheid. Sê waarheid. Met ander woorde, as ek en jy uitgekom het by waarheid, en ek en jy beweeg op die aarde, en waar ons beweeg, sal alles vol wees van waarheid. Is dit nie groot nie? Is dit nie fantasties nie? Waarheid is 'n persoon. Daarom kyk gou wat sê Johannes 1 vers 18. Vers 18 sê, niemand het ooit God gesien nie. Die eniggebore seun, wat in die boesem van die Vader is, het hom verklaar. Met ander woorde, hierso, as die wet, psalms en profete, het niemand God gesien nie. Die profeseë wat Jeremia gebring het, Esegiel, noem hulle op. Niemand het God gesien nie. Die eniggebore seun in die boesem van die Vader, in die woord, het hom kom openbaar as sigbaar, en dan sê Kolossense 3 vers 3, ek en jy, my en jou lewe, was alreeds saam met hom verborge, in God, in die boesem. Met ander woorde, jy was van ewigheid af saam met hom verborge in die boesem, sodat jy kan uitkom by waarheid as die geregenereerde, die ware, die wedergebore, die openbaarmaking as die sigbaar word. Hier is God, sigbaar in vlees, die ware. En dit gaan oor herstel. As daar chaos is, en jy daag op, bring jy vrede. Is interessant hier. Gaan kyk 'n bietjie. Orals waar Jesus opgedaag het en daar toestande was in siektes en chaos, sy eerste woorde was altyd vrede vir julle. Wow. Waarheid is nie iets wat jy kan beskryf nie, maar net ervaar, beleef as 'n persoon. Dieselfde met God wat gees is. Kyk wat sê 2 Korintiërs 13 vers 8. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 13 vers 8. 2 Korintiërs 13 vers 8 sê, want ons kan niks doen teen die waarheid nie, maar wel vir die waarheid. Ons kan niks, jy weet wat, ons kan nou verskille hê, ons kan nou glo,
Want baie sê nou weer, hulle datums was verkeerd, die einde is hier, kom hulle met nuwe datums. Weet wat, ons kan verskil nou van mekaar, maar as hulle tyd kom, waar ons niks teen die waarheid kan doen nie, maar wel vir die waarheid, daarom sê hierdie woord, elke knie sal een of ander tyd buig en verklaar die heerlikheid as waarheid. So as jy dit nie nou gaan glo nie, my vriend, sal jou illusie maak, dat God sy tempel, sy huis op die aarde verloor, en Genesis 1:26 word gediskwalifiseer, dan sal jy die waarheid daaroor. Is dit nie verskriklik nie? Waarheid staan apart van die menslike opinie, pogings of persepsie, en die waarheid vind jou as persoon, as sigbaar, en as die waarheid jou vind, raai wat gebeur met jou? Kyk wat sê Johannes 8:32. Kyk wat gebeur met jou. As die waarheid jou vind, kyk wat gebeur met jou. Ek herhaal, as die waarheid jou vind, kyk wat gebeur met jou. As die waarheid jou vind, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. My vriend, as die waarheid jou vind, as die waarheid jy as persoon manifesteer en geniet jy 'n vryheid op die aarde as die verheerliking, vry van al die eerste beginsels, vry van al die eerste dinge, so die waaragtige gebore kan word as sigbaar. Hier is hy. As jy my gesien het, het jy my Vader gesien. Vrymaak beteken om te ervaar 'n sigbare realiteit as werklik en nie net hoor sê nie. Die meeste ken hom net op grond van hoor sê. Om hierdie lewe te sien as 'n werklike realiteit en nie 'n illusie van een dag nie. Dit beteken vryheid, beteken ferm, solied, stabiel, 'n band as een, dit word genoem identiteit. Identiteit beteken die totale volkome ooreenstemming, as jy hom gesien het, het jy my gesien, as jy my gesien het, het jy hom gesien. Dis nie 'n eindtyd illusie. Dis nie 'n eindtyd illusie van kyk hier of kyk daar nie. Of gebeurtenisse nie. Dis nie 'n eindtyd illusie van kyk hier of kyk daar nie. As jy nog kyk hier en kyk daar en jy gebruik Esegiel 18 en jy gebruik tekens en jy gebruik jare en maande en datums, leef jy nog steeds die illusie. Dis nie kyk hier of kyk daar nie, maar 'n wese as jy 'n persoon, die ware. Gebeurtenisse is net die gevolg van dit. As ons die ware begin openbaar maak, sal gebeurtenisse net herstel wees en vrede en heerlikheid, 'n heerlikheid wat die aarde moet bedek, soos die waters die seebodem. Hoekom is dit nie so nie? Want ons dink dis waarheid, maar ons leef eintlik en ons glo eintlik 'n illusie, 'n droombeeld as die ware. Wow, dis nie kyk hier of kyk daar nie. Dis nie wat ons doen of nie doen nie. Dis wie. Want die dinge wat jy doen, is as gevolg van die illusie wat jy leef as identiteit. Want as jy gaan uitkom by die ware, as jy openbaarmaking 'n persoon as identiteit, sal die gebeurtenisse en die dinge om jou wat jy doen, net vrede wees. As die vrugmanifestasie, net vrede, net liefde, net goedheid, net getrouheid, net langmoedigheid, net selfbeheersing. Wow, daarom kyk wat sê Lukas 17:21 oor. Dis nie hier of daar nie, dis nie eindtyd profeseë, gebeurtenisse die Midde-Ooste nie, my vriend. Kyk wat sê Lukas 17:21. In vers 20 vra hulle vir hom, gaan hierdie koninkryk, gaan hierdie domein, hierdie wese wie u is, wat net vrede is, wat net geregtigheid is, wat net blydskap is, gaan dit kom met sigbare tekens. Gaan dit kom met iets wat jy op die EC weer eens gaan kyk, hulle skiet mekaar flenters daar in die Midde-Ooste. Nee, dit gaan nie so kom nie. Kyk wat sê vers 21. En julle sal nie sê, kyk hier. Julle sal nie sê, kyk daar nie.
Dis nie gebeurtenis nie. Want die koninkryk van God is, waar? Sê dis 'n wese. Sê waarheid is 'n persoon. Here, dis mooi. So as jy sê, kyk hier, kyk daar, is dit nie waarheid nie. Dis 'n illusie. As gevolg van 'n wanpersepsie, as gevolg van 'n identiteitskrisis, as gevolg van 'n verwronge identiteit as 'n bewustheid. En die wêreld is vol van dit. Dis hoekom is chaos. Dis chaos. Daarom kyk ons sê Kolossense 2 oor dit. Kyk gou wat sê Kolossense 2 oor dit. Is Roos okay? Kyk wat sê Kolossense 2. Vers 18. Kolossense 2 vers 18 sê, laat niemand julle van spys beroof, laat niemand julle van julle prys beroof nie. Luister mooi, al sou hy behaag hê in nederigheid en verering van engele en indring in wat hy nie gesien het nie en sonder oorsaak opgeblaase wees deur sy vleeslike gesindheid. En nie vashou, hier kom dat, en nie vashou aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam deur gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word. My vriend en my vriendin, as dit nie gaan oor die liggaam van Christus, hy as die hoof en ons die liggaam nie, en ons saam groei en saam volwasse word die volle grootte Christus op die aarde as die ware nie, is dit sinnebeelde, illusies, mensgemaakte vleesbegeertes, wat ons as die kerk vol van is. Kyk wat sê hy verder. Vers 20. As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, luister mooi. As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Kyk hier, kyk daar. Daar's 'n oorlog in die Midde-Ooste, dis die einde. Dis versinne eerste beginsels wat hy kom. Ek het gekom om u wil te kom doen, Vader. Ek kom neem die eerste weg, om die tweede as die ware te kom openbaar as gebore uit u, selfs gebore as die eerste. Dis hoekom mense ons het 'n verantwoordelikheid in die bediening, want die res weet nie hulle is gebore as lewend gemaak uit die dood, en dis hoekom ons moet radikale standpunt hê, het jy geloof, bou dit vir jouself, sodat in jou eie hart geen veroordeling moet wees omtrent dit nie. Dis hoekom mense dink hierdie ou mis die bus, maar weet jy wat, ek mis die bus ter wille van jou, en van jou, as 'n standpunt wat ek ingeneem het, as die ware. Dis hoekom Openbaring sê, hulle sal die dood soek, maar dit die vind nie. Dis hoekom ek en jy dra 'n salwing, dat as mense in jou teenwoordigheid is, hulle nie dood kan gaan nie. Ek sê radikale goed, maar ek het 'n standpunt, want ek weet wat is waarheid. Kyk wat sê vers 22, almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan. Luister mooi, volgens die gebooie en leringe van mense, sê dis van mense, wat alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in eie-sinnige godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam, sê gou vir my, ek soek jou aandag, alles wat teen die liggaam is, wat was ons redding? Hy het ons kom red van alles wat ons weerhou om hom te openbaar as sigbaar verheerlik in vlees. So alles wat teen die liggaam is, dis hoekom hy kom siek te word, dis die wonde is jy genees, dis hoekom hy die dood vir jou kom smaak het, dis hoekom hy al die eerste beginsels kom volbring het, so daar net kan vrede wees herstel, as die liggaam van Christus. Halleluja. Wat alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in eie-sinnige godsdiens en nederigheid en in gestrengheid, teen die liggaam geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Dis verskriklik, tot versadiging van die vlees. Daarom kyk gou wat sê Johannes 18 nou. Kyk nou wat sê Johannes 18. Ontvang ons iets. So wat is waarheid? 'n persoon, 'n mens.
Kyk wat sê Johannes 18:37. Dit wil soontoe blaai, gaan ek gou 'n stukkie koffie vat nog. Ijskoffie, maar is lekker. Johannes 8:37, Jesus voor Pilatus, hy word skuldig bevind. Johannes 18:37, Pilatus sê toe vir hom, is u dan tog 'n koning? Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Maar hy het nie self dit gesê nie. Dus ek kan nie soontoe gaan nou nie. Maar hoor wat sê Jesus nou? Hy sê hiervoor. Waarvoor? Waarheid. Hiervoor is ek gebore. Hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Pilatus sê vir hom, maar wat is waarheid? En nou moet ek Pilatus antwoord. Jesus sê, hiervoor is ek gebore. 'n kind is vir ons gebore. 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouers. Hy sal genoem word wonderbaar, sterke God, raadsman, en 'n koninkryk, 'n heerskappy, 'n vrede sonder einde. Hiervoor is ek gebore. Hiervoor is ek gebore. Elkeen wat uit die Vader gebore is uit waarheid, luister na my stem. Pilatus vra vir hom, maar wat is dan waarheid? En nou antwoord ek vir Pilatus, en nou antwoord ek vir jou. Kyk gou nou wat sê 1 Johannes 4. 1 Johannes 4. Wat is dan waarheid? 1 Johannes 4 vers 6. Presies dit wat Jesus vir Pilatus gesê het, is presies dit wat Johannes die apostel nou aanhaal. 1 Johannes 4 vers 6. Ons is uit God. Hy wat God ken, luister na ons. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Luister mooi. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Wat beteken dit? Kyk wat sê vers 1. Hier kom dit. Vers 1. Geliefdes, glo nie meer elke gees nie. Glo nie meer elke gees nie. Stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want net uit God is waarheid, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Nou verduidelik hy vir ons. Nou gee hy vir ons die beginsel en die definisie van waarheid. Vers 2. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. Wat is waarheid? Wat is die gees van die waarheid? As jy bely dat dit alles geopenbaar gaan word in vlees, 'n liggaam. Dit is die waarheid. Sê Here, ons moet help. Daarom is jou liggaam duur gekoop. Jou liggaam behoort nie meer aan jouself nie. Hoekom nie? Sodat hy geopenbaar kan word as waarheid, die gees van waarheid in vlees. Sê vir my, in vlees net tot jy 70, 80 is, of het God in gedagte gehad tot in ewigheid? En nou moet ek dit vir jou wys. Met ander woorde, wat is waarheid? Waarheid is die openbaarmaking van God as gees in 'n vleesliggaam. Met ander woorde, waarheid is 'n Here, dit moet val vanoggend. Daarom kyk gou wat sê Lukas 24 oor dit. Kom ons demonstreer dit gou vir jou, want jy's mede-erfgenaam. Jy's erfgenaam van God. Jy's mede-erfgenaam van hierdie Christus as opgewek verheerlik. Wie en wat hy is wie en wat jy is. Kom ons kyk hoe lyk dit. Kyk wat sê Lukas 24. Kyk wat sê Lukas 24. Ek gaan vanaf vers 38 lees. Jesus sê vir hulle, onthou julle, hulle is toegesluit, hy is opgewek uit die dode, hulle weet nie waar hy is nie, en skielik die daaggroep staan nie in hulle midde. Die waarheid, as uit God gebore, as die eerste uit die dode, as verheerlik,
En hier staan in hulle midde. En hy sê vir hulle in vers 38, waarom is julle ontsteld? En waarom kom daar twyfel in julle hart? Hoekom sê hy het vir hulle? Want op die berg van verheerliking, doet hy mos van gedaante verander, om te demonstreer, hoe lyk die waarheid, wat in vlees gaan kom. Toe daag wie op? Toe daag Moses op, wat die wet gebring het, en toe daag Elia op, wat die profete verteenwoordig het. Toe kom daar 'n stem uit die hemel, wat vir die wet, Moses, die profete sê, julle tyd is naby om volbring te word, in vervulling te word, luister nou na die seun, wat die waarheid gaan openbaar, in vlees, as verheerlik. So hy was teleurgestel, hoekom is almal so verbaas? Hoekom erken hulle hom nie? En kyk wat sê hy vir hulle in vers 39, hy sê, kyk na my hande en my voete, want dis ek self. Sê, dis ek self, sê waarheid. So waarheid is ek self. Voel aan my, sê voel aan my. En kyk, want 'n gees het nie vlees en bene, soos julle sien, ek het nie. Ek soek jou volle aandag. Ons glo mos, jy moet een of ander tyd mos doodgaan, want dis mos iewers daar, ver, daar deur hemel. Maar as jy moet doodgaan, dan keer jy terug net as gees. Dis hoekom as eersgeborene, as wedergebore uit God, is jy ook gebore uit die dood, want dit is nie meer gees nie, ek is nie 'n gees nie, ek is vlees en bene. Ek is 'n persoon, ek is 'n liggaam, want alles wat uit God is as waarheid, ondersoek elke gees, stel die geeste op, die proef of hulle uit God is, want as ons nie gaan glo die waarheid, die woord wat vlees geword het, word geopenbaar in vlees in 'n liggaam nie. Daarom is jy ook opgewek uit die dode, om hom te openbaar in jou vlees, in jou been. Daarom sê Paulus in Efesiërs 5, ons is vlees van sy vlees, ons is been van sy been. Hierdie verborgenheid is groot, omtrent Christus en die gemeente, die liggaam. Hier staan die waarheid. As jy wil hemel toe gaan, moet die tempel, moet die waarheid in vlees, terugkeer na stof, sodat jou gees kan terugkeer, maar Jesus sê, ek is nie 'n gees nie, ek is vlees en been, ek is 'n liggaam, want dis 'n persoon. En hier staan hy. Wow, 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 is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie? Daarom sê Romeine 8 vers 11. Kyk gou wat sê Romeine 8 vers 11. Kom ons lees dit, ons quoteer dit so baie, maar kom ons lees dit. Kyk wat sê Romeine 8 vers 11. My vriend en my vriendin. Vers 11 sê, en die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, sê die gees van waarheid. Glo nie met elke gees nie. Wat in julle woon, hy sal ook Christus, wat in die dode opgewek het, luister hom mooi, julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees, wat in jou woon. Sê gou vir my, as jy wil hemel toe gaan, dan moet jy die gees van waarheid bedroef, want jy die liggaam wat hy moet lewend maak, as die vlees en die been, want die gees van waarheid word geopenbaar in vlees, 'n liggaam, dan moet jy hom bedroef, want jy kies dood. Hoor julle wat ek sê? Dis hoekom Jakobus sê, hy begeer jou met 'n jaloersheid, want dis God se enigste liggaam, dis God se enigste tempel, dis God se enigste rusplek, dis God se begeerte vir ewig. Daarom word waarheid geopenbaar in 'n persoon, as die gees van waarheid in vlees. Halleluja, dankie Jesus, dankie Jesus. Daarom kyk gou wat sê Johannes 15. Sê die gees van waarheid. Kyk wat sê Johannes 15 nou. Ontvang ons iets. Kom ons gee hom eers 'n lekker harde lofoffer.
Kyk wat sê Johannes 15:26, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Met ander woorde, alles wat waarheid is, het uit die Vader uitgegaan. Die Gees van waarheid. Luister mooi, alles wat waarheid is uit die Vader. Jy, en jy, en jy, en jy. Want Johannes 1:13 sê, wat nie meer uit die wil van 'n man, uit vlees en bloed nie, maar almal wat uit God gebore is. So jy's uit hom gebore as waarheid, en die Gees van waarheid uit hom is in jou, om wat te doen? Kyk wat sê Johannes 16:13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die Here waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek, en die toekomstige dinge, kyk op die bord, hierdie was die eerste beginsels, 'n skaduwee van die toekomstige, op die kruis toe hy volbring hy die eerste dinge, ons is opgewek in die toekomstige, as die openbaremaking, as die ware. Hoekom? Kyk wat sê vers 14, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem, uit wat aan my behoort, en aan julle verkondig. Ek soek almal se aandag. As ons besig is met waarheid, en die Gees van die waarheid is dit, ondersoek elke gees, want die Gees van die waarheid word geopenbaar in vlees. Daarom is hy in jou om jou sterflike liggaam lewend te maak, want jy is net uit God gebore en jy is die eerste uit die dode, om hom te openbaar, want hy sal Christus wat opgewek is, verheerlik, waar? In jou, as hierdie liggaam, as verheerlik, as die ware. Wat beteken verheerlik? Verheerlik beteken om te verheerlik, om te openbaar, om te sien, om aan te raak, om te voel. Kyk gou wat sê 1 Johannes 1. Kyk gou wat sê 1 Johannes 1. Kyk gou wat sê 1 Johannes 1. Halleluja, dankie my Vader. Kyk gou wat sê 1 Johannes 1. Vers 1. Met ander woorde, in jou is die Gees van waarheid, om jou te lei in die hele waarheid. Hoe gaan hy jou lei in die hele waarheid? Paulus praat van die hoop van die heerlikheid Christus in ons moet verheerlik word, dat dit nie meer net 'n hoop is nie, maar geopenbaar as sigbaar, verheerlik, en jy sal aan dit kan vat. Met ander woorde, dit beteken, ek sal aan dit kan vat, as die waarheid, as verheerlik, God in vlees, die Christus. Ek sal hom kan sien, op die aarde wandel, as die waarheid. Dis wat beteken. Sê vir my, jou pappa en mamma wat oorlede is, kan jy op die aarde nog sien? Hulle moes terugkeer na die begin, as gees. Sê die laaste vyand, wat vernietig is die wat? Die dood. Ek wonder hoekom. Ek wonder hoekom. Mense, hoor julle vanoggend die waarheid. En inteendeel kan jy die waarheid eintlik nie hoor nie. Die woord wat vanoggend uitgaan, maak dat jy die waarheid in jou ken. En dit bring 'n vryheid. As ons met die Gees van waarheid besig is en is in ons, sal Christus in ons as vlees verheerlik moet word. Dit sal moet sigbaar word. Ons sal een of ander tyd dit moet sien. Ons sal aan dit moet kan raak. Kyk wat sê 1 Johannes 1 vers 1. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, ons hande getas het, aangaande die woord van lewe. Sê Matteus 17 op die berg van verheerliking. Sê Lukas 24, toe in hulle midde verskyn, toe sê hulle, kom vat aan my. Toe sê hulle, gee my iets om te eet. Toe was hulle blydskap groot. Met ander woorde, lig van die wêreldbediening. Een of ander tyd sal die waarheid geopenbaar in vlees, gesien moet word. Ons sal aan dit kan vat. Jy sal met dit kan praat. Dit is nie engele nie, want engele is dienende geeste. Engele het nie 'n vleesliggaam soos ek en jy fisies geopenbaar die Christus nie. Daarom het hy vir die seun gesê, kom sit aan my regterhand, en engele was dit dienende geeste.
Ek hoor hulle sê, toe oom Piet oorlede is, nou oom Piet sê engele vlerk. Nee, ons is nie engele nie. 'n engel is 'n dienende gees om jou te dien. Om jou te dien wat hierdie saligheid verwag. Hebreërs 1:14. Wat is hierdie saligheid? Hierdie verborgenheid is groot. 1 Timoteus 3:15. God word geopenbaar in vlees. Hulle is daar om ons te dien. Maar wat doen ons? Jy het net 'n ou kopseertjie. Jy het 'n ou keelseertjie, dan daar's 'n bietjie probleme, daar's 'n bietjie brandstoftekort, dan val ons hier. Dan sê hy, Here, kom haal ons. Hy sê God, ek het jou nodig op die aarde. Jy is die vervulling van Genesis 1:26. Sê identiteit. Sê jy sal die waarheid ken. En die waarheid maak jou vry. En as jy jou vryheid begin geniet, is jy 'n vyand vir die meeste ander. Vra my. Kyk wat sê vers 2. En die lewe is geopenbaar. Met ander woorde mense, die ewige lewe moet geopenbaar word. Nie in 'n doodskus. Nie in 'n yskas nie. Die ewige lewe moet geopenbaar word. Hy stap by Checkers in. Hy stap by Pick n Pay in. En ons het dit gesien. En ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe. Wat by die Vader was, geen wonder Johannes 17 vers 2 sê, God het aan Jesus Christus mag gegee oor alle vlees. Hoekom alle vlees? Dis hoekom hy vir alle vlees siekte kom word het. Deur sy wonde is alle vlees genees. Dis hoekom hy die dood gesmaak het vir alle vlees. Ek wonder hoekom. Want die ewige lewe word geopenbaar in vlees. En ons sal die ewige lewe sien instap by Pick n Pay. Ons sal met dit kan 'n gesprek voer. Ons sal dit kan vat. Soos hulle aan Jesus die Christus gevat het as geopenbaar, verheerlik. Ek is nie 'n gees nie. Ek is vlees en been. Kom vat aan my. Die ware God geopenbaar in vlees. Vers 3. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle. Sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader met sy Seun Jesus Christus. Ons skryf die dinge aan julle sodat julle blydskap volkome kan wees. Vers 5. En dit is die verkondiging wat ons van gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis, geen dood, geen krankheid, geen oorlog, geen nonsens is in hom nie. Daarom is jy net gebore uit hom nie. Jy is die eerste ook uit die dood as die lig. As die verlig. Here, dis fantasties. Nou, 'n Griekse woord vir waarheid is aletheia. Aletheia, ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie. Aletheia, dit beteken die realiteit geopenbaar, die wese sigbaar as waaragtig. Daarom 1 Petrus 1:23. 1 Petrus 1:23. Daarom 1 Petrus 1:23. Want julle, kyk op die bord, God se begin, ek het gevra van waar af is jy, wat is jou begin? God se begin uit ons ouers was uit verganklike saad. Maar die ware is, jy is nou uit hom gebore, die woord wat vlees geword het, die waarheid is 'n persoon, want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God. Luister mooi, wat tot in ewigheid bly. Kyk op die bord. Dit alles moet tot in ewigheid bly. Waar moet dit alles bly? Sê dit moet bly. Dit moet nie weggeraap word nie. Dit moet nie hemel toe gaan nie. Die waarheid moet bly, want die waarheid word geopenbaar in vlees. In Aramees beteken waarheid sharara. Ek weet nie of ek dit goed reg uitspreek nie. Sharara. Dit beteken met mekaar verbind as een, stabiliteit, egtheid, betroubaarheid, 'n onbreekbare band van eg wees, 'n ware realiteit in plaas van 'n feitelike verklaring as 'n gebeurtenis. Daarom kyk wat sê Efesiërs 2 geoor dit. Hoe laat is dit? Dit is nog baie tyd. Kyk wat sê Efesiërs 2 geoor. Kyk wat is waarheid. Efesiërs 2. Kyk wat is waarheid. Vers 13 sê, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het,
Die wet van gebooie en insettinge, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself, kyk op die bord, tot een nuwe mens kon skep. Met ander woorde, die middelmuur tussen hom en tussen jou, het ek kom afbreek. Hy het aan ons kom openbaar wie ons is as die ware. Toe kom hy, en hy word met jou een, en jy word met hom een. Een nuwe mens, en daar is net een liggaam. Die ware. Ek wonder hoekom. Om te kom openbaar, sigbaar, die waarheid in vlees. Sodat as ek nou aan Xavier vat, ek aan waarheid vat, maar dit lyk so Xavier waaraan ek vat, maar hy so een met hom as die ware, ek vat eintlik aan hom. Sodat as jy by 'n siekbed staan, en jy jou hand uitsteek, dink hulle Rudy steek sy hand uit, maar dit is eintlik Christus wat sy hand uitsteek. Is dit nie mooi nie? Dis wat Genesis 1:26 bedoel, laat ons mense maak, laat ons mense word na ons beeld, ons gelykenis, laat hulle vrugbaar wees, laat hulle vermeerder en laat hulle die aarde vul. Dis die vervulling van dit. Nou baie belangrik, daar is die objektiewe waarheid, ek het so baie goed geskryf, daar is die objektiewe waarheid, as wat objektief is as waarheid, en dan is daar die subjektief as waarheid. Objektief, subjektief. Wat beteken dit? Daar is die objektiewe waarheid, die realiteit is waarheid, en waaruit alles ontstaan het, en dis uit God as gees. Die objektiewe waarheid is nie iets wat kan wees nie, maar is. Sê ek is. Dan is daar die subjektiewe waarheid as sigbaar word om hom te ken, en dit word genoem 'n vernuwe denke. En 'n vernuwe denke beteken eintlik die opgewekte verheerliking in jou, is dit besig om sigbaar te word as verheerlik. Is dit nie mooi nie? Subjektief, let julle mooi, subjektief kan ons van mekaar verskil as waarheid, maar objektief nie waar nie. Daarom 'n illusie as ons eie waarneming en persepsies volg, wat nie objektief is nie. Daarom is daar net een waarheid. Kyk wat sê Efesiërs 4. Efesiërs 4 vers 4. Daar is net een liggaam. Net een gees. Soos julle geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, oor almal, deur almal en in almal. So in almal is die waarheid. En al hoe het geopenbaar kan word, is jy moet dit ken as een word. En dan geniet jy jou vryheid. Subjektief is hier 120 verskillende denominasies, 1000 en wat verskillende kerke, as gevolg van ons verskille en ons menings, maar objektief as uit waarheid, is daar net een liggaam. Daar is net een geloof. Wat is hierdie geloof? Efesiërs 4 vers 13, totdat almal kom tot eenheid van die geloof. Wat is dit? 'n volwasse man. Die volle grootte Christus, waar? Op die aarde, as die waarheid. Is dit nie mooi nie? Is dit nie fantasties nie? Daarom, kyk wat is objektief die waarheid, Romeine 11:36, ek het 'n paar goedjies geskiep, Richard gaan so 'n bietjie aan tot jy dit kry, kyk wat sê Romeine 11:36. Romeine 11:36 sê, want uit hom, deur hom, en tot hom, is alle dinge. Uit hom, deur hom, en tot hom, is alle dinge. Dan beskryf hy dit. Syne is die heerlikheid, tot in ewigheid. Daarom, ek is nie 'n gees nie. Ek kan nie terugkeer na gees nie. Ek is vlees en been verheerlik. Kom vat aan my, as die waarheid. Dis alles tot God. Sê daarom, kyk wat sê Jakobus 1 geoor dit. Kyk wat sê Jakobus 1 geoor dit. Kyk wat sê Jakobus 1 oor dit. Vers 18. Vers 18 sê, volgens sy wil
het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. In die Ou Testament het hulle gepraat van die eerste vrug. As daar 'n oes ingekom het, is die eerste vrug gevat om vir God te gee, die beste. Nou ek en jy op die aarde, as die waarheid openbaar in vlees, ons is die eerste vrug, ons is die beste, ons is hier vir 'n rede, want alles wag vir ons, die skepping wag vir ons, alles wag vir ons, om vrygemaak te word op die aarde as verheerlik herstel. As dit nie so is die en das chaos, glo ons 'n illusie. Sê ons is hier met 'n rede. Uit die woord van waarheid, wat vlees geword het, as hy begin, sê die eerste nou, die eerste van herstel, die eerste van Romeine 8:19, die skepping wag op die openbaarmaking van die vryheid van die seuns, om alles vry te maak, want God het nog nooit van opinie verander nie. Toe God in Genesis 1:26 sê, laat ons mense maak, laat ons mense word na ons beeldgelykenis, laat hulle vrugbaar wees, laat hulle heers. Toe kom Adam en Eva, hulle gee die heerskappy weg, die aarde is vervloek. God het nog nooit van opinie verander nie. Hy het jou uit die woord, uit waarheid op die aarde geplaas, nou wag alles vir jou, tot vryheid, tot heerskappy, as die openbaarmaking, waarheid, God en vlees, kom vat aan my. Woe! Maar ons wil gaan. Ek is nie 'n gees nie. Kom vat in my, ek is vlees en been. Hierdie verborgenheid is groot omtrent Christus en die liggaam. Ons is vlees van sy vlees. Weet jy wie is ek? Ek is been van sy been. 'n Nuwe weg. 'n Nuwe mens. 'n Identiteit uit God. Openbaar in vlees. Halleluja. Gee die Here nog 'n lekker harde lofoffer. Daarom sê ek gaan sommer kwoteer, daarom sê Kolossense 1:26, dit was 'n verborgenheid. Wat was die verborgenheid? 'n Hoop van die heerlikheid waar? Christus in ons. Dan sê vers 28, baie mooi. Vers 28 sê, hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan, om elke mens nou volmaak in Christus voor te stel. Luister my vriend, ek is hier om jou in die hemel te kry. Ek is hier om jou volmaak in Christus. Hoekom in Christus? Hoekom in Christus? Vra 'n bietjie, hoekom in Christus? Nou gaan ek vir jou wys gou en ek sluit af met hoekom in Christus. Kyk wat sê Amos 9. Woe, Here, dis mooi. Moet Amos volbring word of is Amos in vervulling gebring? Kyk wat sê Amos 9. Hoekom in Christus? Kyk wat sê Amos 9 vers 2. Vers 2 sê, al dring hulle deur in die doderyk, kyk op die bord, al dring hulle deur in die doderyk, my hand sal hulle daar uitbring. Moet ek verder lees, al klim hulle op, tot in die hemel, ek sal hulle daar uithaal, want hemel was nog nooit jou eindbestemming nie, my vriend en my vriendin. Dis 'n mensgemaakte evangelie, 300 na Christus, deur Griekse filosowe, ingebring om die mens te beheer. Here, hier kom het nou, dis die cherry op die koek. Al dring hulle deur in die doderyk, my hand sal daar uithaal. Al klim hulle op na die hemel, ek sal hulle daarvan laat neerdaal. Vers 15, ek sal hulle plant in hulle land. Hulle sal nie meer uitgeruk. Hulle sal nie meer dood. Hulle sal nie meer vergaan. Hulle sal nie meer verderwing nie. Ek sal hulle plant in hulle land. Hulle sal nie meer uitgeruk word uit hulle land wat ek hulle gegee het nie, sê die Here, jou God. Sê ek is geplant. Here, dis mooi. Sê daarom, en ek maak klaar. Kyk wat sê Efesiërs 1. Hoe het hy dit gedoen? Onthou julle, hy het dit in Christus gedoen. Onthou julle, daarom omdat ons in Christus is, het alles nuut geword. En dit was nie in ons vermoë nie. Dit was alles sy vermoë. Hy het dit gedoen. Met ander woorde, kyk op die bord. Toe jy in Christus, toe ons in Christus is, alles uit die doderyk, alles uit die hemel in Christus, het alles nuut geword. Het tot jou vlees liggaam nuut geword.
Die skepping, die aarde, alles het niet geword soos dit was voor die grondlegging van die wêreld. Maar ons sien dit nie, want ons weet nie wat is waarheid nie. Ons is nog besig met 'n illusie, daarom is daar chaos. Kyk hoe dit gedoen. Kyk hoe hy alles uit die hemel uitgevat. Kyk hoe hy alles uit die doderyk uitgevat. Toe plaas hy alles in Christus vir 'n rede. Vir 'n rede, want glo nie met elke gees nie. Ondersoek die geeste of het uit God is. As jy nie gaan glo, hy word geopenbaar en hy het gekom in 'n vleesliggaam as waarheid nie, is jy nie besig met waarheid nie. Jy glo 'n illusie. Julle sal nie kan sê, kyk hier, kyk daar, kyk na die midde. Nee, dis in jou, dis 'n wese, dis 'n persoon, dis jy. Nou wag alles vir jou, en alles wag vir jou. Maar ons wag vir die Here, ons wag vir 'n einde, ons wag vir die dood. Sien nie hierdie bediening nie. Kyk wat hy het gedoen. Efesiërs 1 vers 9, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae wat hy in homself voorgeneem het, sê hy dit self gedoen. Om die volheid van tye te reël. Waar was die volheid van tye? Die volheid van tyd. Daarom is daar nie meer 'n eindtyd nie. Daarom is ons nie meer in tyd nie. Ons is die begin as ewigheid. Die ware. Om die volheid van tye te reël, met die doel om alle dinge, hier kom dit, hier word Amos 9:2 waar, om alle dinge wat in die hemel is, sowel as alle dinge wat op die aarde is, onder een hoof van Christus te verenig. In hom en wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer voor die tyd reeds besluit, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk, volgens die raad van sy wil. My vriend, as jy dit nou gaan glo nie, ek verseker jou, een van dit gaan jy het glo. Want dit was sy wil. Sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. Die gees van waarheid in jou is om hom te verheerlik, sodat ons kan wees op die aarde tot lof van sy heerlikheid. Die kennis van die heerlikheid moet die aarde bedek, dis mense soos die waters, die seebodem, hier staan hulle. Vir Paulus was dit 'n hoop van die heerlikheid. Vir Rudy is die manifestasie as die waarheid die sigbaar word. Met ander woorde, die heerlikheid, die Christus, God in vlees, ewige lewe, staan by Checkers in. Rudy my jou gedra. Rudy, ek hou nie van jou preekstyl nie. Is jou probleem. God hou van my preekstyl. Want jy weet nie wat ek weet nie. En jy weet nie wie ek is nie. Gedreig sê wie. Vers 12. Sodat ons kan wees. Sê sodat. Ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. Ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook na julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle na julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Hoe word jy verseël? Wat beteken jy's verseël? Toe my ma nog gekook en gebak en gebrou het sy perskes gevat in 'n camphor bottle, gekook, dat sy kers was bo gesit en het verseël. Met ander woorde, die smaak, die geur, die heerlikheid, was in die bottel, in die houer. In jou is 'n heerlikheid, in jou is die ewigheid, in jou is die smaak, in jou is die geur, verseël deur die Heilige Gees, sodat waar jy stap, die ewige lewe gesien, gevoel, getas, geraak kan word. Nie. As jy doodgaan, en jy keer terug na gees, is die siel gebreek, en die geur is tot niet. Hoekom? Vraag 'n bietjie hoekom. Vers 14, wat die onderpand, wat die waarborg is van ons erfdeel, sê ons erfdeel, sê dis ons erfenis, om sy eiendom, wat is sy eiendom? Die aarde behoort aan die Here, die volheid daarvan in die mens, te verlos, te red, te herstel, nie chaos, tot sy heerlikheid. Halleluja. En hier staan hy. En hier sit hy. Daarom herstel en nie chaos. Alles niet in Christus as die waarheid subjektief, as gebore uit objektief. As jy my sien, het jy die Vader gesien. Dit wat nie niet is in Christus as subjektief ons verwronge identiteit en bewustheid nie, is 'n illusie. Daarom is op die aarde so baie chaos. Ek sluit af, Romeine 10. Is dit nie mooi nie? Ek sluit af, Romeine 10 vers 6.
Dis nie meer in die hemel nie. Dis nie in die doderyk, Johannes 1, Openbaring 1:18 sê hy, ek het die sleutels. Die graf is leeg, die doderyk is leeg. Yes, kan ek dit sê? As jy dink jou pa en jou ma is in die hemel, dis leeg. Hulle is almal in Christus, hulle wag. Hulle wag vir 'n verheerliking. Vir wie wag hulle? Vir my en vir jou. Die skepping wag vir 'n verheerliking, die aarde wag vir alles. Die skepping is in baringsnood, storms is in baringsnood. Hulle wag alles vir my en vir jou, as die ware. Dis hoekom, kyk wat sê Romeine 10 vers 6, maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit, moenie in jou hart sê, wie sal in die hemel opvaar, o gats, naamlik om Christus af te bring, dis nie meer in die hemel nie. Wie sal nie afgrond neerdal om Christus die dode op te bring, dis nie meer in die doderyk, Amos 9 vers 2 het waar geword. Maar wat sê dit, naby jou is die woord in jou mond en jou hart, dis die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo, dat God hom uit die dode opgewek het, en jy saam hom opgewek is, sal jy gered word. Waarvan word jy gered? Van alles wat jou weerhou om te openbaar in waarheid en vlees, wie hy is, as die ware. Dis ons redding. Gaan kyk bietjie, wat is redding? Wat is ons redding? Dis hoekom hy jou siekte geword het. Dis hoekom hy dood geword het. Dis hoekom die gees van die waarheid is in jou, om hom te verheerlik, jy, as die vleesliggaam. Want hy is die hoof en jy is die liggaam. Wow, wat is hier? Ek sê vir julle, ek is baie radikaal, julle ken my. Ek sê vir julle, wat is hier? Kom try my. Dis verby vir my. Geef vir Here 'n lekker lofoffer om dankie te sê vir die waarheid.